kindertjies, julle kan maar gaan. Baie dankie. Here keer, welkom in die huis van die Here. Josia 11 is 'n baie interessante gedeelte. En ek gaan vanoggend as foto vir ons net 'n opsomming daarvan gee. Die Here vra, hoe kan ek jou prys gee? Hoe kan ek jou laat vaar? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Ek is God, nie mens nie. Ek is die Heilige wat by jou is. Kom ons buig die hoofde rond ons. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde gesien, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook nie vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Broers en susters, ek groet julle vanoggend met die versekering van God se liefde vir jou. Hy het jou lief met 'n liefde wat nooit, maar nooit sal ophou. Amen. Ons gaan saam na 'n lied luister. Doris sal die skerm wees. Sit rustig en as jy voel om saam te sing, doen dit net. God is liefde, julle ons saam. Oh
God is liefde, juig ons hart. Ons glo dat die ek is wat ek is ons God. God oor die gode. Skepper van hemel en aarde, wat aan ons die aarde toevertrou. Vader van sy volk onderweg, moeder van alles wat lewe. Sy vredesryk het naby gekom in Jesus van Nazareth, die gesalfde. Hy roep ons om hom te volg. Die Gees is die een wat lewend maak, wat ons in die waarheid lei en ons inspireer met 'n visie van 'n menslike wêreld waar die saam met ons die toekoms ingaan. Amen. Broers en susters, ons tema vir volgende prediking is ek is. En ons skriflesing kom uit die Matteus Evangelie, in besonder Matteus 14 van vers 22 tot 33. En ek lees vir ons voor uit die 83 vertaling. Luister aandagtig. Net daarna het Jesus sy disippels in die skei laat klim, om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het hy alleen aan die berg toe gegaan te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Die skei was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle aangeloop gekom. Toe sy disippels op die see sien loop, het hulle groot geskrik gesê, dis 'n spook, van angs het hulle hart begin skree. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U te kom. Kom, sê hy. Petrus het uit die skei geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sing en uitgeroep, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? En hy het toe in die skei geklim en die wind het gaan lê. Die man in die skei het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die Seun van God. Tot sover. Geliefdes, welgeluksalig is elkeen van ons wat die woord van God terugneem. Ek gaan vanoggend vir ons begin met 'n storie. En dit het op 13 September 2001 gebeur. Daar was 'n persoon uit in New Jersey, Amerika gebore, met die naam van Frank Sirika. Nou op hierdie betrokke oggend het hierdie man sy veters vasgemaak, hy het sy hoed op sy kop gesit en hy het uitgestap. Jy sien, hy was eintlik 'n konstruksiewerker, maar hy het vir die laaste paar dae as 'n vrywilliger gaan werk om mense te probeer red wat in die wêreldhandelsentrum
soos dit vir ons bekend staan, die Twin Towers, waar die vliegtuie ingevlieg het, die gebou mekaar gespreek. Hy was 'n vrywilliger om die mense te gaan probeer. Nou op hierdie betrokke dag het Frank gehoop om saam met sy collega's 'n paar mense lewend uit die pyn te haal. Maar hy het nie. Wat hy gekry het, was 43 dooie mense. Maar te midde van hierdie slagting het hy op hierdie geweldige simbool afgekom. 'n 6 meter hoë kruis van Esterwalde. Die ineenstorting van die korings op mekaar het 'n snaakse holte in die bouval gevorm. En in hierdie holte was daar hierdie kruis. Geen katrol nie. Geen katrol het dit opgehuis nie. Geen sement het dit aan mekaar vasgehou nie. Sonder enige mensel of skepping van die mens af, het hierdie kruis net daar gestaan. Enkele dae later het die ingenieurs dit gaan ondersoek en hulle het tot die gevolgtrekking gekom dat toe die gebouwe mekaar getuimel het, een op die ander, met hierdie geweldige hitte, het hierdie staalkonstruksie aan mekaar vastgesnel en dit het 'n kruis gevorm. 'n ongelooflike symbool tussen die sterre. 'n kruis te midde van 'n krisis. Die mense het gevra, waar is God in al hierdie dinge wat gebeur? In die middel van alles, die kruis die antwoord gegee. Nou, broers en susters, kan ons vanoggend dieselfde van ons lewens sê? Ek meen, oor ons krisisse in ons lewens. Wanneer die ambulans met die kind wegry, wanneer ons sonder enige hoop die nuwe dag moet ingaan, wanneer ons 'n nuwe dag ingaan sonder enige geesdrif of werklike opgewondenheid, wanneer die ekonomie my aftreegeld begin insit, wanneer my kinders nou finaal die huis verlaat en ons elkeen alleen is, kan ons soos Frank Christus in ons lewens en in ons krisisse vind. En die antwoord is, ons kan, broers en susters, ons kan. Ons kan die ambulans hanteer, as God in daardie ambulans is. Ons kan die waaksaal skip, as God in die waaksaal is. En ons kan die hele huis hanteer, as God daarin is. Maar is hy? Is God by ons? En sal hy by ons wees in die dae wat volg? Matteus wil vanoggend vir ons hierdie vraag beantwoord. Julle sien, 'n storm op die meer in Galilea was een van die dinge wat vissers van die Bybelse tyd baie gevrees het. Die noordelike vallei in Galilea het 'n windtorrel gevorm wat windvlae saamgepers het en oor die meer uitgestuur het. Daar word beweer dat golwe van 3 tot 4 meters hoog 'n algemene verskynsel daar was. En dis waarom die vissers bang was vir die meer. Matteus se vertelling in vers 4 vir ons dat hierdie gebeurtenis, toe hulle uitgegaan het gebeur op die meer, het gebeur teen die sonsonder. Jesus bid op die berg en die disippels is in die skyn en hulle is vreesbevange. Hulle was reeds volgens Matteus 14:24 sê hulle reeds 'n paar kilometer van die kus af en deur golwe getuister. En wanneer het Christus na hulle gekom? Vers 25 sê, eers een dagbreek die volgende oggend. Dis was hulle hierdie hele nag op die waters
getuister deur wind en golwe en water. Dit was vir 'n stormagtige uur gewees daardie dag. Ek dink vir myself dat dit moes seker lank genoeg gewees het, sodat die disippels die vraag kon vra, waar is Jesus? Hy weet ons is in die spyt, om hemelsnaam, hy het ons uitgestuur. Is God dan nêrens naby nie? En dan kom die stem in die storm. Ek is. Jesus praat, wees gerus, dis ek, moenie bang wees nie. 'n letterlike woord vir woord vertaling van hierdie vers is, broers en susters, hou moed. Moenie bang wees nie. Julle is nie alleen nie. Saam met julle in die storm is God. God wat geken word as ek is. En het ons hierdie woorde nie al voorheen gehoor nie? Vanuit 'n brandende doringbos praat God met Moses en hy sê, ek is wat ek is. Wanneer Jesus met die Jode in gesprek gaan oor dat hulle nie in hom wil glo nie, sê hy in Johannes 8, vers 58, voordat Abraham al gebore is, was ek al wat ek is. En is amper half om seker te maak dat ons dit verstaan. Jesus herhaal hierdie woorde keer op keer, broers en susters. Hy sê vir ons, ek is die brood wat lewe gee. Gaan lees dit gerus, Johannes 6 vers 48. Ek is die lig vir die wêreld. Ek is die ingang. Ek is die goeie herder. Ek is die seun van God. Ek is die opstanding en die lewe. Ek is die ware wingerdstok. Ek is die opstanding en die lewe. Anders sê Jesus vanoggend vir ons, ek is die teenwoordige Christus Jesus. Let op, Jesus sê glad nie, ek was nie. Ja, ons as mens, ons doen dit. Ons doen dit juis, omdat ons was Jesus. Ek was jonger. Ek was vinniger gewees in die jonger dae. Ek was mooier gewees. Ek was nie so swaar soos vandag nie. Ek was gesonder. En so dink ons die hele tyd ons terug, want ons is ons maar geneig om oor die verlede te klop. As dinge wat net kan wees, soos dit was in daardie tyd. Stem jy saam? Dis wat ons sien. As volgende maand net kan wees soos hierdie maand. Mense, dit is wat God moet sien. God sê dat daar's nie kristalballe in die hemel nie. En daar is ook nie 'n kristieltjie nie. God sê vir ons, hy is wat daar gaan wees. Ons doen dit. Ons erken dit. Kan ek die vraag vanoggend? Kan 'n mens, kan water natter word? Water kan nie natter word. Kan wind windloos wees? Nee, dit kan nie. Kan God meer God wees? Glad nie. Hebreërs 13 vers 8 sê vir ons duidelik, in ons so pragtige gedeelte, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid. In die middel van die storm in jou lewe, roep Jesus, ek is. In die pynhope van die wêreldhandelsentrum, sê daar die kruis vir die mense daar, ek is.
in die waaksaal waar ons geliefdes lê, sê Jesus vanoggend, ek is. Op die slagvelde van die lewe, in die raadsale, in die tronkselle, in die kraamsaal, waar ook al u vandag u storms ondervind, Jesus sê vir u, ek is. Jesus is in die middel van jou bestaan as mens. En selfs in ons skrifgedeelte wat ons saam gelees het vanoggend, wys dit vir ons op hierdie pragtige manier. Julle sien, dit wat ons gelees het, vorm 2 gedeeltes van 6 verse 11. Vers 21 tot 27 vertel ons van Jesus se wandeling op die see. Vers 28 tot 33 verduidelik ons van Petrus se geloof en ongeloof wandeling wat hy gaan. En presies in die middel van hierdie 2 verse, ek is. Broers en susters, God klim in alles in. Hy klim in die Rooi See in. Hy klim in die groot vissermaag in. Hy klim in die leeukuile in. Hy klim in die brandende oond in. Ja, ook in bankrot besighede, in tronkselle, in hospitaaltheaters, in waaksale, in ICU's, in begrafnisse, noem het maar op. God klim ook daarin. Maar ook is hy by jou kind wat op skool is. Ook is God by jou werk. Hy is by jou verdienstes, hy is by jou trouwes, hy is by jou feeste. Hy is in jou suksesse. Ja, en elke dag daar is God. Frank Sinita het vir Jesus in die middel van daardie pyn en in daardie mense slagting het hy vir Jesus gesien. Al het hy daardie dag 43 dooie mense ook gesien. Mattheus het ook vir Jesus gesien in daardie storm daardie nag. Al het hy ook vir Petrus sien wegsink in die water. En ons, ek en u, sien ons ook vir Jesus in die middel van alles wat rondom ons aangaan. Beleef ons dit. Ek wil die vraag kyk mooi. Jesus is daar. Hy is in die middel van alles. Want Jesus is die ek is. Hy is nie ek was of ek sal wees nie. Hy is die teenwoordige God in elkeen van ons lewens. Amen. Kom ons bid saam. My Here en my God, ons het geen idee waarheen die lewenspad ons neem. En ons sien die pad voor ons nie. En ons weet nie met sekerheid waar dit ooit sal eindig nie. En ons ken ook nie regtig onsself nie, en die feit dat ons dink ons volg die beteken tog nie dat ons werklik die wil volg nie. Maar Here, ons glo dat die begeerte om U te behaag, dat dit wel behaag. En hierdie begeerte het ons in alles wat ons aangaan. Ons wil niks buite hierdie begeerte doen, Here. En ons weet dat as ons so lewe, U ons die regte pad sal lei. Alles is 'n onbekende pad. Daarom, Here, sal ons U vertrou, selfs as dit ook in die begin lyk of ons verdwaal het, en of ons in die dal van doodsskade wees verkeer. Here, ons sal nie vrees nie, want U is altyd by ons, en U sal ons nooit verlaat, om teenspoed alleen te durf. Dankie daarvoor, Here. Ons bid in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, net soos wat gee 'n gawe is daar nou ook die geleentheid om die dankoffer te gee.
Here, dankie dat ons kan gee. Ons bid dat U wil sal geskied hiermee. En dankie, Here, vir U liefde en genade. Amen. God sê, ek is wat ek is. Ek is die groot geneesheer. Ek is die pastorale versorger. Ek is jou God en jy is myne. Ons moet dit net glo en dit aanvaar. Kom ons sing ons skoorlied saam, staande, neem my lewe laat weer en daarna bly staande vir ons vir die seën. Yeah.